Goeiedag, ek is Tertius en ek is terug. Ons gesels oor 'n reeks van leringe wat almal in geheel inpas oor hoe om 'n lewe van oorwinning te leef. So dit is baie belangrik dat jy die lesings voor dit sal kyk en die wat hierna volg, want hulle pas by mekaar. En omdat dit kort videoetjies is, gaan ons nie diep in die onderwerpe in nie. So ons raak net aan die belangrikheid daarvan, al die aspekte wat nodig is wat mense dan moet kyk om 'n lewe van oorwinning te lewe. So die inligting vir al die ander video's is op die YouTube channel en dis aan die einde van die video, dan kan jy die inligting daar so kry. Vandag wil ons praat, ons is met ons 26ste lesingkie besig, wat gaan oor God wat deur my vloei. Lukas 24 vers 45 staan daar, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder het hy vir hulle gesê, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood het opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. Ek sal vir julle die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet bly in die stad, wag in die stad, totdat julle met die krag van bo toe gerus word. Ons het in 'n vorige lesing 'n bietjie gesels oor die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. Maar wanneer ons God dien, dan kan ons dit nie doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. Dit is belangrik om dit te besef. Hy het dit vir ons gegee en God wil deur ons werk. Die Gees wat nou hier in ons is, die Heilige Gees, nie meer my gees nie, wil God gebruik om mense se lewens aan te raak. En hoe doen hy dit? Baie kort saamgevat vandag se lesing, gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Johannes 14 vers 18 sê daar, en ja, ek het julle nie as weeskinders agtergelaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld nou nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my is. Wie my opdragte uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal die Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. So hierdie gedeelte praat van die Heilige Gees wat God vir ons agtergelos en sê, wie hom liefhet, hy sal my opdragte uitvoer. Die Vader sal hom lief hê, ek sal hom ook lief hê, maar ek sal myself aan hom openbaar. So God sal die volheid van sy krag wat hy vir ons gegee het, sal hy vir ons gee om hom te kan dien, om ander mense te kan help. Want die wat hom dien is die wat hom liefhet. Dit is wat die Here van ons vra. Maar hoe dien 'n mens hom? Daar's baie verskillende maniere hoe 'n mens kan dien. Maar God het vir ons gegee gawes van die Heilige Gees waardeur ons hom kan dien. Kom ons lees 'n bietjie wat sê Petrus 4 vers 11 daarvan. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet hy deur hom aan die woord kom. As dit om die gemeente te dien, moet hy dien. As dit om krag wat God verleen, dien met die krag wat God verleen. So moet julle ook alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot aan alle ewigheid. So God gee gawes om te dien en hy gee gawes van prediking. Dit is van die gawes. Daar's baie ander gawes, Korintiërs 12 vers 4, praat hy van daar verskeidenheid van geestelike gawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. En daar's verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. So daar's baie verskillende gawes en daar's baie verskillende bedienings, maar dit is dieselfde Here wat dit gee. En daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. So daar's kragtige werke of wonderwerke wat gebeur. Dis gawes wat God vir ons gee. Dis deel van die pakket van gawes wat hy wil hê ons moet gebruik. En dan in vers 7 sê hy, aan elkeen afsonderlik word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. So elkeen kry gawes en daai gawes vir ons binne 'n kerk wat saamwerk is hoe ons mense bedien. Dit is tot voordeel van almal. Ons het gawes gekry om mekaar te bedien. Vers 8 sê, aan die een word die gawe deur die Gees gegee om die woord van wysheid te praat en die ander ene dieselfde deur die Gees, die woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan een is die geloof deur dieselfde Gees, aan die ander is dit genadegawes om gesond maak deur dieselfde Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer en aan die ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander ene om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een Gees, dieselfde Gees, wat elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos wat hy wil.
So God gee vir ons verskeidenheid van gawes, of dit is om te preek, of dit is om te dien, of dit 'n woord van kennis is, of 'n woord van wysheid, of dit onderskeiding van geeste is, alles wat hy hier genoem het. Ons het dit, en ons moet gaan leer en ontdek, en in later reeks sal ons meer gesels oor hoe vind ek uit, wat is my gawes, maar God wil ons gebruik, ons doen dit nie uit ons eie krag nie, hy het ons gawes gegee, en daai gawes moet ons ontdek en gebruik, sodat ons in sy diens kan staan. Romeine 12 vers 6 tot 8 sê, ons het genadegawes ontvang wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit is 'n gawe om die boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, as dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons mense bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met bemoedigheid. So weer eens praat 'n ander gedeelte van die gawes wat hy gegee het en die gesindheid waarmee ons moet doen. Dit is wat God vir ons gegee het. Hy het dit nie vir niks vir ons gegee nie. Hy het dit gegee dat ons ander mense kan help. As jy sê, maar ek weet nie hoe nie, dan moet ons verstaan, God het ons gawes gegee, wat ons moet ontdek, want hy het dit vir ons gegee sodat ons hom kan help. Ons is nie alleen hier nie. Hy het ons die verskillende vaardighede en gawes gegee om hierdie werk van hom te doen. En dit is nie onmoontlik om dit te doen nie, want dit is hy wat deur ons werk. Dan sê Matteus, geseënd is die wat barmhartig is, want dan hulle sal barmhartigheid bewys word. So die wat vir God dien, die Here sal omkyk na hulle. Dit is belangrik dat ons verstaan, God wil deur ons werk. Hy het vir ons die toerusting gegee. Ons moet gehoorsaam wees tot ontdek en ander daarmee dien. Ek hoop jy het dit geseënd gevind. Deel dit met ander en mag jy 'n geseënde dag hê.